Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader word aan u geskenk en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Blaai asseblief saam met my na Psalm 22, dan gaan ons die eerste paar verse hier met mekaar saam lees. Psalm 22 waar 'n sielsdeurdringende vraag gevra word, 'n profesie wat vorentoe wys na die smartvolle ure van die Here Jesus Christus aan die kruis. 'n Messiaanse psalm, Psalm 22, vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is u die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. My broeders en susters, die teks van ons oordenking is dan die tweede vers wat ons gelees het. My God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. 'n man wat in ellende en smart verkeer, en dan hierdie skaduwee wat val van die kruis van Golgotha oor hierdie psalm. Want uiteindelik is dit die woorde wat die Here Jesus gespreek het toe hy daardie moordende ure aan die kruis gehang het, toe hy in Matteus 27 vers 46 en Markus 15 vers 34 ook gebrul het, ook uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? 'n sielsdeurdringende vraag wat hier gevra word, wat in die hemele echo en selfs oor al die eeue nog steeds 'n indruk op ons maak. As ons dink aan daardie oomblik wat God die Vader en God die Seun van mekaar geskei is, hoe dit alles gewerk het, weet ons nie. Ons verstaan nie die verskriklike ingewikkelde samestelling van die trinitariese verhouding nie. Hoe dit gebeur het, weet ons nie. Dat dit gebeur het, weet ons. Waarom dit gebeur het, gaan ons vanoggend na kyk. Dat daar so 'n oomblik was, is 'n werklikheid. Waarom het u my verlaat? En dan uiteindelik beteken hierdie vraag, waarom het u nie ingegryp nie? Waarom het u my hierdie beker laat drink? Waarom het u nie die legioene van engele gestuur wat my in 'n oomblik kan verlos? Waarom het u hulle nie gestuur nie? Waarom het u nie die vyande hier vernietig nie? En as u nou die kruisverhaal van Matteus 27 gaan lees en Markus 15 en ook in Lukas wanneer ons daar vind, dat daar duisternis vir 3 ure oor hierdie wêreld gekom het, van 12 uur in die hitte van die dag, wanneer die son op sy hoogste skyn, van 12 uur tot 3 uur het daar algehele duisternis oor hierdie aarde gekom, en dan vanuit hierdie duisternis naby 3 uur die middag, het uit hierdie duisternis hierdie geroep gekom, waarom het u my verlaat? Eli,
Eli, lama sabachthani, waarom het u my verlaat? Dat dit gebeur het, weet ons. Hoe dit gebeur het, weet ons nie. Maar waarom dit gebeur het, in die eerste plek, om God se geregtigheid te bewys. Waarom het u nie ingegryp nie? Waarom het u my aan die kruis gelaat? Die vraag aan die Vader, waarom? Dan sê Romeine 3 vers 25 en 26, hom het God voorgestel in sy bloed. Hierdie hom verwys na die Vader wat sy seun voorstel. Hierdie voorstel is soos wanneer iemand vir iemand anders sê, aangename kennis. Dis die eerste oomblikke van ontmoeting. Hoe het ons die Here Jesus Christus geken? Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Ons het Jesus ontmoet, nie as die hoë en die verhewe koning. Ja, ons gaan hom so sien wanneer hy met sy wederkoms kom, maar daardie eerste oomblikke van ontmoeting was in sy bloed. So het ons hom leer ken, en die rede daarvoor dat hy van God verlate was, alleen aan die kruis, aan die vloekhout gehang het, was om God se geregtigheid te openbaar. Ek sien 'n pappa wat sy kinders iets wil leer, en hy gee vir die een seentjie 'n tennisbal, en hy vra vir die seentjie, hoe voel jy daaroor? En hy sê hy is baie bly daaroor. Maar die pappa het nog 2 tennisballe, en hy gee die een ander tennisbal vir sy ander seentjie, en hy gee die tweede tennisbal, of dan nou die derde tennisbal, ook vir die ander seentjie. Nou die een seentjie 1 tennisbal, en die ander seentjie het 2 tennisballe, en hy vra vir die een seentjie nou, wat net 1 tennisbal het, hoe voel jy nou? Toe sê die seentjie baie ongelukkig, want dit is, en die kinders se geliefkose woord, dit is unfair. Dit is unfair dat ek 1 het, en dat die ander een nou 2 het. En die pappa leer toe vir hom 'n les en sê vir hom, maar dit is unfair alleenlik wanneer jy jou oë op iemand anders hou. Jy sien, want uiteindelik het jy niks gehad nie. En dit is eintlik fair dat jy niks het nie. Maar ek het uit liefde vir jou 1 gegee, of daar 2 of 3 of 4 of 5 vir die ander 1 gegee word, het niks met jou te doen nie. Want jy het in 'n geval niks gehad nie. En as jy jou oë op ander mense gaan hou, dan gaan die lewe vir jou altyd unfair wees. Want daar gaan altyd iemand wees wat meer as jy het, of aan wie daar meer gegee word. Maar as jy kyk na dit wat jy het, dan is dit nie unfair nie. Dan is dit genade wat jy ontvang het. En jy sien, dit is dikwels so dat ons vir die kinders sê, hulle moet nie altyd die woord unfair gebruik nie, want dit is nie unfair nie, hulle moet dankbaar wees vir wat hulle het, maar groot mense gebruik maar hier dieselfde idee van unfair. Asaf skryf in Psalm 73, toe hy die voorspoed van die goddelose gesien het, het sy voete bykans onder hom uitgegly, toe hy sien wat ander mense het, toe word hy bedroef oor dit wat hulle het. Dit is unfair. En jy sien wat ons nou in Romeine 3 vers 25 en 26 gelees het, is dat sommige mense het die vinger na God gewys en vir God gesê, hy is unfair, want dit lyk asof sommige mense sondig en hulle kom skotvry daarvan af. Niks gebeur met hulle nie. Hulle doen verkeerde dinge, maar die regverdige, die man en die vrou wat reg wil lewe, dit lyk asof daar 'n sware hand van beproewing teenoor hulle is. Maar die wat goddeloos lewe, hulle lewe te lekker. En het mense gesê, maar God is unfair, dis onregverdig.
Maar deur die kruis, my broeders en susters, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om regverdig te maak en ook om regverdig te wees. Niemand kan sê God straf nie die sonde nie, want hy het die sonde in Christus Jesus gestraf. Selfs die wat van tevore gesondig het onder die verdraagsaamheid van God, sê vers 26 van Romeine 3. Onder die verdraagsaamheid van God is daar nou 'n regverdige oordeel op Jesus Christus gebring. U sien, waarom het u my verlaat? Waarom hang ek hier aan die kruis is die vraag. Om die geregtigheid van God te openbaar. Dat God regverdig is, u sien, want Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. En in Christus Jesus is God blaamloos, onberispelik. Niemand kan die vinger na God toe wys, dat hy onregverdig is nie, want hy het die sonde gestraf in Christus Jesus. Waarom het u my verlaat? Om die mense sonde te dra. 1 Petrus 2 vers 24 in die tweede plek, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, waarom het God nie afgekom om Jesus te verlos nie? Waarom, soos die spotters toe nou sê, het Elia nie gekom om hom te verlos nie? Waarom het die engele nie gekom om hom te verlos nie? Want Jesus het daar geweet, God het geweet dat Jesus se offer die enigste offer is wat vir ons sondes kan betaal, wat kan boet vir ons ongeregtigheid. Geen wonder, toe hulle daar gespot en gehoon het, het hy ook gebid, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nie geweet dat hierdie offer wat hy bring, die enigste offer is wat vir ons sondes kan dien nie. U sien, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Daarom is hy van God verlate gewees, omdat hy in liefde sy lewe gegee het as 'n hoogste offer vir ons sondes. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. My broeders en susters, as dit tot ons deurdring, dat die heilige God sonde vir ons gemaak is in Christus Jesus aan die vloekhout van Golgotha, dan gryp dit jou aan, dit ruk jou in jou wese, dat hierdie God wat te rein is om die ongeregtigheid aan te sien, hierdie God wat die heilige wesens toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, van alle ewigheid tot alle ewigheid roep hulle dit uit. Hy is sonde vir ons gemaak. Ons ongeregtighede was op hom. Ons sondes. Dit wat so maklik deur ons begaan word in kwansyse oomblikke van swakhede, dit het hom 'n duur prys gekos. Dit het sy bloed gekos, want hy het ons losgekoop, nie met verganklike dinge, silwer of goud nie, maar ons is losgekoop met die kosbare bloed van die lam. Die hoogste offer wat gebring kan word vir sondes. Die volle prys is betaal vir ons ongeregtigheid, vir ons hardkoppigheid, vir ons harde harte. Die volle offer is gebring vir ons wêreldsgesindheid, dit wat ons in hierdie wêreld so plesierig vind, wat ons so terughou, wat ons so vashou, wat ons hakke in ons vlees inkap om ons te wortel en te anker in hierdie wêreld. Dit het hom 'n prys gekos. Waarom het u my verlaat? Want dis die enigste manier hoe die mens verlos kan word van sy sonde. Waarom? Om die straf van die sonde te dra.
Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. My broeders en susters, u weet in die tuin van Getsemane, in daardie donker ure van die Here Jesus se lewe, toe die wêreld en die las van die wêreld op hom druk, het hy gebid, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Die vraag is, wat was ingeskink in hierdie beker? Natuurlik, ons ongeregtigheid en ons sonde en ons krankhede, gees, siel en liggaam, dit wat fout is met die mens, is daarin geskink en hy sou dit moes ledig, maar moenie dink vir een oomblik dat Jesus bang was om vir ons die lam van God te wees nie. Die Bybel sê, hy het homself gewillig verklaar voor die grondlegging van die wêreld al, dat hy gewillig is om die lam van God te wees. Maar daar is nog iets wat in daardie beker ingeskink is, en dit is die beker van die grimmigheid, die oordeel van God oor die sonde was in daardie beker. Dit het sy siel diep benoud gehad, dat in daardie oomblikke, wanneer hy aan die kruis sou hang, hy van sy Vader geskei sou wees, en hy die straf oor die sonde moes dra, die oordeel wat God op die sonde het, hy moet dit dra. Ja, ons sondes, dit is van die mense kant af, maar van God se kant af is daar ook iets ingeskink, en dit is die oordeel oor die sonde. Dit het hy aan die kruis gedra, dat die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En jy weet, my broeders en susters, in die verhaal van Genesis 22 van Abraham, wat vir Isak gaan offer het, in hierdie verhaal, wat ook 'n skaduwee is, uiteindelik 'n beeld van dit wat aan die kruis gaan gebeur, is God in Abraham se skoene. En Isak is 'n beeld van die Here Jesus Christus. En jy weet, toe die mes opgetel is om Isak te offer, toe kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, nee, stop, moenie. Daar is 'n ram wat vasgeraak het. Maar die oomblik toe die Here Jesus aan die kruis gehang het en die mes opgelig was om te offer, toe was daar geen stem uit die hemel wat roep, stop nie. Toe was daar geen stem wat sê, wag 'n bietjie nie. Inteendeel, die stem van die offer van die kruis het gekom. Waarom het u my verlaat? Waarom moes ek hierdie beker ledig? Waarom het u my verlaat? U sien niemand wat ingryp nie. Daar hang die Here Jesus alleen. Hy is die offer. Hy is die ram wat vasgehak het in die doringbos. Hy is die lam van God. 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is geen God, verskoon tog, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Hy is die middelaar, hy het die prys betaal, hy het die offer gebring. Niemand wat in sy behalf optree nie, terwille van hom nie. Geen stem uit die hemel wat roep en sê stop nie. Nee, alleen hang hy daar. Jy ken die ou verhaaltjie van die sterk skoolseun wat verlief was op die meisietjie, en toe sê die meneer, as nog iemand praat in die klas, gaan hy 6 van die bestes kry. In die, amper sê ek nou goeie ou dae, in die dae toe daar nog pak sla uitgedeel was. En in die oomblik, toe praat die meisietjie, toe sy nie moes praat nie. En nou moet die meneer wat gesê het, dat die volgende een wat praat 6 van die bestes gaan kry, hy moet nou regverdig wees, want anderster as hy dit volgende keer sê, en nie nou pak gee nie, gaan hulle dink, hy maak volgende keer dalk ook net weer 'n grap, hy gaan nie regtig ernstig wees nie. En hierdie meisietjie moet nou 6 van die bestes kry. Maar die brawe seun het na vore gekom en gesê, meneer, ek sal in haar plek die pak vat. Nou kan die meneer regverdig wees om nog steeds sy woord gestand te doen en die straf word gedra.
U sien, dit is 'n beeld van wat deur Jesus vir ons gedoen het. God kan regverdig wees om die sonde te straf, maar hy gee homself uiteindelik as die offer waarop sonde gestraf word. Nou is hy in dieselfde asem regverdig en liefdevol, vol liefde en erbarming. Hy dra vir ons die straf. Maar nog 'n rede om die duiwel te oorwin. Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak, hoor weer, deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Ons moet nooit die onsigbare oorlog en stryd uit die oog verloor nie. Op Golgotha, my broeders en susters, was daar 'n oorlog gewees, 'n oorlog om oorwinning. Die koninkryk van die lig het geseëvier oor die mag van die duisternis. Ja, daar is oorwinning. Die opstanding bewys en bevestig hierdie oorwinning, maar die teks sê die oorwinning het gekom deur die kruis. Die opstanding bevestig hierdie oorwinning. Die opstanding oor die dood, oor die duiwel. Daar is oorwinning en die teks sê dat die duiwel tot niet gemaak is, uiteindelik oorwin is. Hierdie woorde tot niet gemaak beteken die heerskappy van die duiwel is verbreek. Die kloue wat hy in mense gehad het, wat hy houvas op mense gehad het en vrees van die dood ingeboesem het, dit is verbreek. Christus het deur sy dood vir ons hierdie oorwinning gebring. As daar van u is wat nou lief is vir die geskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog, dan sal u weet dat daar Japaneese is wat in woude en in oerwoude weggekruip het na die Tweede Wêreldoorlog. Na 1945 het hulle weggekruip. Daar is sommige van hulle wat tot 28 tot 29 jaar na die Tweede Wêreldoorlog nog weggekruip het. Nie geweet het, die oorlog is verby nie, afgesny van alle kommunikasie en het hulle diep in woude en in klowe en in berge weggekruip vir die vrees van oorlog, vir die vrees van die vyand. Tot nog 29 jaar het sommige weggekruip na die Tweede Wêreldoorlog. Nooit gehoor, die oorwinning is behaal of die oorlog is verby nie. Nou wil ek vandag vir u sê, as u dit nog nie gehoor het nie, dan sê ek dit vandag vir u, dat die kommunikasielyne tussen God en mense is herstel, versoening is bewerk. Niemand hoef in vrees vir die dood meer te lewe nie. Niemand hoef in angs vir die dood te lewe nie, want God het oorwinning vir ons gebring in Christus Jesus aan die kruis. Oorwinning is behaal, kommunikasie is herstel. Dit word nou oral aan alle mense verkondig dat ons met God versoen kan word. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Sê Handelinge 17 vers 30 en 31. Die opstanding het plaasgevind, die oorwinning is aan die kruis behaal. Die duiwel is 'n verslaane vyand. Het jy dit geweet? Weet jy dit? Oorwinning. Waarom het u my verlaat, word van die kruis afgebid? En die antwoord is, sodat ons vandag die dood nie hoef te vrees nie. Die mag van die duiwel is verbreek. Maar dan ook om medelee met die mens te hê. Waarom het u my verlaat? Om medelee met die mens te hê. Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En die hoëpriester, as u nou Hebreërs gaan lees, sal u sien dat hy het self ingegaan. Hy het nie 'n offer geneem nie, hy self
was die offer. Ek lees hierdie week in 'n boek dat in antieke Griekeland die konsep van God anders is as wat ons dit nou vandag begryp in Christus Jesus. Die konsep van God soos Plato en Sokrates en val nie die ander en Aristoteles konsep God beredeneer het in hulle konsepte, was dat God uiteindelik armer is as 'n mens. En eintlik in 'n sekere sin ondergeskik is aan 'n mens. En skryf hulle dat God en hulle gode woon in hierdie lig, hulle wandel hier in die lig. Maar dat hierdie gode het geen koneksie met die mens nie. Inteendeel, hulle kan nie koneksie met die mens hê nie. In Engels sê ons nou, hulle kan nie met die mens relate nie, hulle kan nie met die mens connect nie. Want uiteindelik is hierdie gode in die lig, hulle wandel in die lig en verstaan niks van lyding nie. Hulle kan nie ly nie. Hulle kan nie swaar kry nie. En omdat hulle nie kan swaar kry nie, het hulle geen koneksie met 'n mens wat swaar kry nie. Hulle kan geen meegevoel met 'n mens hê nie. Hulle is in 'n sekere sin apaties en weg van menslike ervarings en menslike gedrag, of blydskap, of hartseer, of vreugde, of elende. Hulle kan op geen manier in koneksie met die mens wees nie. En daardie uitdrukking sê dan dat hulle eintlik armer as 'n mens, want hulle het iets wat hulle nie kan verstaan nie. Hulle kan nie hartseer verstaan nie. Hulle kan nie lyding verstaan nie. Hulle is onbekwaam, incapable. Hulle kan nie huil nie. Hulle kan nie hartseer wees nie. En omdat hulle ook nie kan uitreik nie, is hulle ook nie in staat om liefde te gee nie. Want dit is wanneer iemand swaar kry, wanneer iemand in ellende is, wat daar uitgereik word en liefde word gegee. Hierdie gode kan daarom nie liefde gee nie. Hulle kan daarom ook nie liefde ontvang nie. Want as hulle nie kan gee nie, kan hulle ook nie ontvang nie. Dis 'n vreemde konsep in antieke Griekeland, dat iemand lief sou wees vir Zeus. Dis absoluut vreemd. Dis 'n uitdrukking wat nie bestaan nie. So ook vandag. Ek het by 'n geleentheid met 'n moslim gepraat en vir hom gevra, waarom dien jy Allah? En hy sê vir my, want jy moet, want hy is God en hy verwag dit van jou. Toe sê ek vir hom, wel, ek kan my God dien, want hy is lief vir my. Iets wat vreemd is aan die wêreld. En uiteindelik in Christus Jesus, my broeders en susters, word die ware God van hemel en aarde onderskei van enige ander afgod. Mense vra, waar verskil ons nou met ander gelowe? Wel, dis hier. Ander gelowe se gode kan nie liefde gee nie, want hulle kan nie ly nie, hulle kan nie hartseer wees nie, hulle kan nie met die mens in verbinding tree nie. Hulle is hoog en verhewe, hierdie afgode in menslike verbeelding opgemaak, en hulle het geen manier om te relate met die mens nie. Maar in Christus Jesus het God mens kom word. Hy het ons stofstrate kom loop. Hy het iets kom leer, sê die Bybel. Hy het gegroei daarin. Hy het hierdie lydingspad geloop na die kruis toe. Hy het iets kom ervaar. Nou kan ons met hierdie hoëpriester in verbintenis en in gemeenskap lewe, want hy het met ons swakhede medelee. Dis die enigste God in hierdie wêreld wat dit kan sê en wat dit kan doen. Geen afgod kan medelee met 'n mens hê nie, net die ware God van die hemel. Want hy weet wat dit is om te ly. Hy weet wat dit is om swaar te kry. Hy weet wat jou behoeftes vandag is en jou hartseer. Daar's geen ander wat dit kan sê nie. Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nou lees ons van hierdie God wat met die mens medelee kan hê. Die kortste vers in die Bybel in Johannes 11 vers 35. Jesus het geween. Die kortste vers in die Bybel. Jesus het geween.
En toe die fariseërs en die skrifgeleerdes, toe die Jode dit sien, toe identifiseer hulle die trane met liefde. Jy sien, hierdie ander gode kan nie lief hê nie, want hulle kan nie huil nie. Hulle kan nie lyding verstaan nie. Johannes 11 vers 36, toe die Jode dit sien, die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het, verwysende na Lazarus. Hulle het sy trane geïdentifiseer met liefde. Waarom het u my verlaat? Om vir ons te wys, hy is lief vir ons. En hy het medelee met die hartseer wat jy dalk vandag in jou hart het. Om vir jou te wys, hy is lief vir jou. Maar die laaste, om vir die mens hoop te bring. 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus uit die dode. Dan lees ons in Hebreërs 9, 3 verse, vers 15, 16 en 17, wat praat hiervan, dat hy hoop bring, wat praat van sy sterwe, en wat in sy testament is, vir ons, wat gerealiseer het deur sy dood. Nou kan ons mede-erfgename van Christus wees, vers 15 van Hebreërs 9 sê, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Sy dood in sy testament is 'n ewige erfenis vir ons. Nou sê vers 16 en 17, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie, sê Hebreërs 9 vers 16 en 17. Maar hy het gesterf, en nou betaal sy testament uit. Alles wat hy weggeberg het vir jou en vir jou en vir jou en vir ons almal, wat in Christus Jesus is, betaal uit. En kan ons nou lewe in 'n salige hoop verenig met Christus, dat daar vir ons 'n hoopvolle toekoms in Christus is. 'n Dag wanneer hy wat geween het, ons trane van ons oë sal afvee. Wat ons oorklee sal word van bo af met 'n gebou, nie met mense hande gemaak nie, maar ewig in die hemele, ook 'n gebou wat ons liggaam aanbetref. As hierdie aardse tentwoning afgebreek word, dan het ons 'n gebou van God. Dis in die testament van die Here Jesus ingeskrywe, dat die wat in geloof in Christus Jesus lewe, glo dat hy opgestaan het uit die dood, het deel aan hierdie testament. 'n Nuwe liggaam, sonder krankhede, sonder elende, 'n hoopvolle toekoms, maar dan ook om ewig by hom in die hemele te wees, 'n hoop, maar nog 'n groter hoop daarby, dat ons verlos sal word van ons sondige natuur, dat dit weggeneem van ons sal word, dat daar geen hinkering, geen ingenoonheid tot sonde nie, maar dat ons daarvan verlos sal word, ewig, vry van die drange en die begeertes van die vlees. Hoe wonderlik, hoe bly sal dit nie wees, daardie dag as ons verlos is daarvan, en ewig by Jesus lewe. 'n Hoopvolle toekoms. Waarom het u my verlaat is gebid, sodat ons ewig verbind kan wees met God. Tuisgebring deur sy dood. Ek sluit af met 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God, wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy, wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Uit die duisternis van Golgotha, toe die son geweier het om te skyn, toe die Vader sy aangesig weggedraai het van die Seun, uit die duisternis breek daar 'n lig deur.
die lig van Christus Jesus. Vir 'n verlore gaande wêreld, en elkeen wat in hom glo, kan gered word. My God, waarom verlaat U my? Terwyl Kalien my sware stryd moet stry. Al U moet ken wanneer ek my lyde lei. Op al my vrae kan ek van U deur al my lydensdae geen antwoord kry deur donker lydensnagte. Bly ek nie stil, maar daar's geen heil te